Dis ons Sondag Impak woord en ek wil baie graag ook net vandag vir jou bemoedig met die woord van die Here. En nou dit was verlede Sondag, was dit Pinkster Sondag en dit was die Heilige Gees uitstorting daar in die boek Handelinge. En ek wil graag vandag net vir jou herinner aan iets wat gebeur na die uitstorting van die Heilige Gees. Dit is so besonder om te weet hoe die Here deur sy grootheid en genade sy mense aanraak om vir hom te werk en vir hom die evangelie te versprei. Kom ons lees net Handelinge 4:31 sê, hy sê, en toe hulle gebid het, is die plek waar hulle bymekaar was geskud. En hulle is almal met die Heilige Gees vervul en het die woord van God met vrymoedigheid gespreek. So dis wat ook gebeur het by die uitstorting van die Heilige Gees. Hulle is aangeraak met die Heilige Gees, vervul of gedoop in die Heilige Gees. Die teken was die spreuke in tale. En dan verder in Handelinge kry ons dit gereeld dat die Here sy Gees uitstort op mense. En hulle word aangedoen met die Heilige Gees of vervul met die Heilige Gees. So daar is hierdie belofte, daar was die belofte eintlik uit Joël uit, dat in die laaste dae gaan hy sy Gees uitstort. En dan sê die Bybel Handelinge 2:39, hy sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here, ons God, na hom sal roep. Dink jy daaroor, is 'n belofte van die Here vir sy mense, om werklik met krag, dunamis krag aangeraak te word, om nou Christus met hierdie krag en met vrymoedigheid te verkondig, sê die vers 31. So dit was die belofte, dit was die opdrag dan, hulle moes wag. En dan Handelinge 1 vers 8, ontvang hulle hierdie krag. En Handelinge 2 die vervulling van die Heilige Gees. Iets besonders was hierdie vrymoedigheid wat hulle nou gehad het. Dit is seker een van die duidelikste tekens, hierdie amper onverskrokke manier waarmee die apostels gegaan het en Christus verkondig het, sonder om twee keer te dink daaroor, wil ek amper sê. Hulle was met krag aangedoen en hulle het verkondig. Stref dat voor Pinksterdag was hulle baie keer bang, hulle was onseker. By tye het hulle weggekruip nie. Dink maar aan selfs Petrus wat Jesus ontken het en hom verloon het en gesê het, hy ken hom nie. Maar na die aandoening, na die uitstorting van die Heilige Gees, het hierdie ouens 'n vrymoedigheid om Christus te verkondig. Kan ek jou herinner, die Bybel sê, Handelinge 1 vers 8, hy sê, maar julle sal krag ontvang. So dis 'n krag van God deur die Heilige Gees, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, om getuies te wees. 'n Krag, nie vir 'n lekker gevoel nie, 'n krag om te getuig. In Jerusalem, in die hele Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. Weereens iets besonders, dat dit wat die Heilige Gees doen, dit wat Jesus deur sy Gees doen op Pinksterdag, raak daai manne aan, en hy mense daarmee wat saam gewag het en in eenheid was. En dit het 'n invloed nog tot vandag toe. Wat daar gebeur, die planting van die kerk deur die Heilige Gees. Dit was 'n oortuigende krag met vrymoedigheid, geesvervulde mense wat moes verkondig het en vertel het. Petrus in Handelinge 2:14, Petrus saam met die 11 opgestaan en hy het sy stem verhef en hulle toegespreek. En die Bybel sê dat 3000 mense het tot bekering gekom. Eers was Petrus Jesus verloon, hy het hom nie geken nie. Maar toe hulle aangedoen is met krag, kom 3000 tot bekering net as hulle praat. Petrus en Johannes staan voor die Sanhedrin en hulle het 'n verlamde man was daar genees en hulle is in die moeilikheid daaroor. En dan sê die Bybel, toe hulle die vrymoedigheid van hierdie ongeleerde en eenvoudige manne gesien het hulle besef dat hulle saam met Jesus was. Is besonders dat hulle metgeselle van Jesus was. Dis wat die Heilige Gees doen. Dit was ongeletterde, eenvoudige manne wat Jesus Christus deur sy Gees aanraak. En hulle het gesien, hierdie mense is saam met Christus.
Streffend wat die Here doen en streffend wat die Here vir ons kan doen en wat hy nog steeds in hierdie tyd doen vir kinders van die Here. Hulle het uitgeroep, ons kan nie ophou om te spreek en te praat oor wat ons gesien en gehoor het, in Handelinge 4:20. Dis vir ons onmoontlik. Die vrymoedigheid wat hulle nou het, is dit vir hulle onmoontlik om nie oor Christus te praat nie. As dit Paulus later sê dat die evangelie, ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is krag tot redding. Ag kind van die Here, gelowige, jy weet Jesus moenie skaam wees oor hierdie verkondiging van Jesus Christus nie. Hoor gou net mooi, daar's geen ander pad. Daar's geen ander persoon waardeur jy gered kan word en die ewige lewe kan hê as net deur Jesus Christus en die evangelie wat hy verkondig het nie. Niks anders nie. Maar dank die Here dat hy ook nog in hierdie tye, hierdie ouens is vervolg. In vervolging het hulle vrymoedig oor Christus gepraat, want hulle was aangeraak deur die Heilige Gees. Hierdie dis nog in ons tyd wat die Here nog steeds mense aanraak. 'n Gelowiges aanraak om werklik kragtig te getuig van hierdie Jesus Christus. Dis nie 'n groot praterigheid nie, dit was 'n waarheid vir vrymoedigheid deur die Heilige Gees. Weet jy dat menslike moed en uit ons eie krag uit is maar baie beperkend, nee. Dis dan wil ons nie, dan voel ons nie so nie. Maar dis wanneer die Heilige Gees oor ons kom en in ons is vervul en aangeraak dat ons dinge doen wat ons nie gedink het ons kan doen nie. Ook selfs dinge doen wat ons uit ons eie menswees soms nie wil doen nie. Maar dis die Heilige Gees wat ons daardie vrymoedigheid gee tot eer van Jesus Christus. Ek wil jou ook herinner dat God tot ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. 'n gees van vrymoedigheid om Christus te verkondig. Paulus gaan so verder in Handelinge 21:12 dan sê, toe hy moet na Jerusalem gaan, hulle sê, maar jy moet nie gaan nie, jy gaan doodgemaak word, dan sê, want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar ook om Jerusalem te sterwe vir die naam van die Here Jesus. Dis 'n vrymoedigheid, dis die Engelse woordjie is mos die woordjie boldness, dis die vrymoedigheid om oor Christus te verkondig, al sal ek ook sterf. Ek wil graag net hierdie skrif ter afsluiting lees. Hy sê, Hebreërs 4:14-6, hy sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus die Seun van God. Ons het hierdie hoëpriester deur sy Heilige Gees, Jesus Christus in ons lewe. Hy sê, laat ons vashou aan hierdie belydenis. Ons kan vashou aan Christus, ons kan vashou aan wat die Here sê, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie. Hy weet van ons, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons. Hy sê, maar hy was sonder sonde. So hy ken versoekings, hy ken oppressie, depressie, teenkanting, goed wat jy ervaar, seer, verlede, verwerping, molesteer, wat dit ook al mag wees, ken Jesus Christus deur en deur. Hy weet waar, hy is versoek daarop, maar hoor gou vir my, maar sonder sonde. En ons laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. 'n Vrymoedigheid wat hy ons gee deur Christus om na die troon van genade te gaan. En dan sê, want dis daar waar ons barmhartigheid verkry, om genade te vind en op die regte tyd gehelp te word. Prys God vir sy Heilige Gees wat hy in ons uitgestort het met wedergeboorte. Daarna die vervulling met die Heilige Gees, wat ook 'n teken die spreek in taal is, maar die vrymoedigheid wat nou in ons is. Daar's iets meer as net tale spreek, daar's iets meer as dit. Ek het 'n vrymoedigheid om nou Christus te verkondig uit die krag van die Here in ons en by ons en om ons. Dis wat hy kom doen het. Mag dit so vir jou wees. Ek bid in Jesus naam dat jy jou vrymoedigheid weer sal opneem.
dat jy as kind van God wat Jesus Christus glo, jou vrymoedigheid weer sal opneem om Christus te verkondig. Dat jy vandag miskien sê, die Here het my, ek is gered en ek is wederbaar, maar ek sukkel om oor hom te praat. Dis die Heilige Gees wat jy die krag gee om dit te kan doen. Dis nie eers uit ons eie krag nie. Dis nie uit oor ons eie vermoë of ons studies of dis Jesus wat onbekwame, ongeleerde manne aanraak en hulle bekwaam maak vir sy werk in Jesus naam. Kom weg van, jy moet geleerd wees of jy moet al hierdie, natuurlik om in hierdie goed dinge te studeer is nie sleg nie. Paulus was iemand wat geleer het en boeke gelees het en al hierdie dinge, maar dis die krag van die Here wat hom vrymoedig gemaak het om te sê, ek sal selfs gaan sterf vir die evangelie van Jesus Christus. Ek bid dit vir jou in die naam van Jesus. Neem jou vrymoedigheid. Moenie skaam wees oor die evangelie van Jesus Christus nie, want dis krag tot redding. Bid dit vir jou in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen.